Goeiemôre vriende. Baie welkom in die erediens vanoggend. Ek wil sommer welkom sê vir ons mense van Fort Beaufort wat vanoggend hier by ons kuier. En dan Tia de Plooi. Tia, ek wil vir jou ook baie welkom sê. Tia het die diepwaters gegaan met haar gesondheid en dit is eintlik maar 'n wonderwerk dat jy vanoggend hier kan wees. Maar ons het vir jou gebid en ons is bly dat jy hier is. En welkom aan mense wat dalk by ons kuier vanoggend. As julle belangstel om aan te sluit by die gemeente, kan julle gerus net vra in die voorportaal. Iemand sal daar vir julle 'n kaartjie gee wat julle kan invul en dan kom kuier ons by julle. Vriende, ek is vanoggend weer op die mikrofoon. Die probleem is dat ons nie die fout met die klankstelsel kan agterkom nie. So elke week doen ons iets anders. So wanneer ons in die week alles inoefen en kyk waar die fout is, dan is daar geen fout nie, maar op 'n Sondag wanneer ou begin preek, dan is daar 'n probleem. So met kundige raad van 'n klankingenieur probeer ons so een na die ander die probleem vasstel. So bid maar asseblief saam dat ons dit kan doen. Vriende, dan is dit Vrydag weer die Wêreldbiddag vir vroue. Dit is 'n internasionale Christelike beweging. So reg oor die wêreld kom dames bymekaar en volgende Vrydag, hierdie Vrydag, is dit nou om 10:00 en dit is by Oos gemeente in hulle kerkgebou. Dan sal julle op die almanak sien dat dit ook ons dankofferbelofte hernuwing is. Al die inligting, die hele verhaal, dit is baie kort geskryf, maar die hele verhaal oor waar die dankofferbeloftes vandaan kom, is op ons groep. Ons het dit daar in PDF en Word formaat vir julle gegee. Lees dit asseblief. Die doel daarvan is om een keer 'n jaar jou uit te nooi om te sê, ja, ek gee elke maand gee ek my dankoffer, maar om net weer 'n bietjie te stop en na te dink oor waarom jy dit doen en vir die Here te vra, maar wat is dit wat hy wil hê jy moet beloof vir jouself tussen jou en hom om vir die volgende jaar as 'n dankoffer te gee vir die werk van die Here in die gemeente. So jy hoef niks in te vul nie, niks in te gee nie. Dis 'n uitnodiging om net voor die Here te kom en ook my finansies voor die Here te bring en sy leiding te vra. Ons het ook op ons voorbereidingslys, dit is ook op die WhatsApp groepe, vriende. Ek wil net graag byvoeg dat Alicia Anoins van Esterblanche, wat hier reg oor die kerkgebou gebly het, Alicia Stander, haar baba van 4 maande oud is baie ernstig siek en sy het ook gevra daar uit Johannesburg uit dat ons asseblief vir hulle moet bid. So die kleintjie is nou al 'n hele paar dae in ICU en hulle is baie bekommerd oor haar. So kom ons doen ook voorbereiding vir haar en al die ander mense. Dan is ons dankbaar, vriende, dat die Nosselplant pastorie verkoop is. Cliff, ons wil vir jou dankie sê wat 'n groot rol daarin gespeel het. Ons gaan as 'n gemeenteraad, nou dat alles gefinaliseer is, sal ons gaan sit en mooi ons strategie beplan daar rondom en dit ook aan julle bekend maak oor hoe ons daai fondse gaan aanwend. Dit sal nie ergens gaan lê nie. Dit is iets wat aangewend word vir ons eiendomme wat baie ver agter is van onderhoud af, maar ook vir bediening. In die verskillende bedieninge van ons gemeente sou ons ook graag daarvoor wil geld afstaan. Die spesiale kollekte by die deure, dis by die dankofferkiste soos wat 'n mens uitgaan, is vanoggend vir die CMR en dit is die Christelike Maatskaplike Raad. Hulle is maar baie afhanklik van ons bydraes. Die mense, die maatskaplike werkers wat daar werk, kry maar ver onder, sover ek kan onthou, van wat hulle kollegas in die staat verdien. So hulle het regtig ook ons ondersteuning in ons gebede nodig. Goed, dis kindertyd. Kinderkerkkinders, julle kan gou-gou vorentoe kom. En ons gaan nou vir die kinderkerkkinders 'n handeklap gee, nê? Want hulle is so getrou elke Sondag hier. So kom ons gee vir ons kinders 'n lekker handeklap. Ons is so trots op julle en dankbaar dat julle Sondag hier is. So dis vir my baie lekker om julle hier te verwelkom en julle nou hoor nou hoe bly is die gemeentelede om julle te sien vandag hier. Ek wil gou vir julle vra, hier kom nog 'n hele span aan. 2 spanne. Hier kom nog 'n span.
Lekker om julle almal te sien, hoor. Ek wil gou vir julle vra. Kom gou, kom. Julle moet maar so op die trappies sit en inskuif na mekaar toe, maar kyk gou dat julle my kan sien. Ek wil gou vir julle vra, wie van julle weet nie waar die konsistorie van hierdie kerkgebou is nie? Konsistorie is die plek waar die dominee en die kerkraad in die ou dae bymekaar gekom het voor 'n erediens. Wie van julle weet nie waar die konsistorie is nie? Weet jy nie? Andrei, waar is jy? Andrei, kom Andrei. Ek het nou vir Andrei gesê, ek wil vir hom wys waar die konsistorie is. Vat gou my hand. Nou wag, ek moet eers die mikrofoon neersit. Hy het mos nou nie geweet waar die konsistorie is nie. Weet hy nou? Hoe weet hy dit? Ek het vir hom gewys. Hy het nie geweet om daar uit te kom nie, hy het nie geweet waar dit is nie. En ek het hom aan die hand gevat en toe wys ek vir hom, daar is die konsistorie. Kinders, ons weet nie eintlik hoe om te lewe nie. Ons sukkel daarmee. Ons weet nie altyd wat om te dink nie, ons weet nie wat om te doen nie. En dan gebeur dan ook nog goed in die dag en dan weet ons nie hoe om daarop te reageer nie. Maar Jesus vat ons eintlik aan die hand deur sy woord, deur die Bybel. Wanneer mens die Bybel lees, elke dag, die Bybel lees of 'n mamma en pappa vra om te lees, dan wys hy vir ons waarna toe om te gaan, hoe om te lewe en hoe om op te tree. So Jesus is eintlik die slimste man wat nog ooit geleef het. Hy weet alles. En hy weet om vir jou raad te gee, elke keer wanneer jy vir hom vra. Ons moet ons Bybel lees, hoor? Dan weet ons wat om te doen. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir hierdie klompie kinders wat juis vandag hier is en kinderkerk toe kom, omdat hulle meer van u wil leer en u woord wil leer, sodat hulle kan weet hoe om te lewe. So ek wil bid dat hulle dit baie in die kinderkerk vandag sal geniet. En dat u sommer net dit vir hulle baie lekker sal maak. Maar dat hulle ook vandag eers iets sal verstaan van u wonderlike plan en wil met hulle lewe. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Dankie, julle was baie oulik, hoor. Nou kan julle kinderkerk toe gaan geniet dit. Vriende, ons is in hierdie tyd van die jaar, die Engelse noem dit Lent, ons noem dit die lydensweke, waarin ons net hier aan die begin van die diens 'n bietjie wil nadink oor die betekenis van Jesus se lyding vir ons. En ons sê dit nou, hierdie embleem is aan ons goed bekend, dit is Jesus se doringkroon, en ons wys dit omdat ons nie altyd verstaan dat Jesus juis tot koning gekroon is aan die kruis nie. En dit wys vir ons watter soort koning hy is. Hy is nie 'n koning wat van bo af met mag en krag reageer nie, maar van onder af, met liefde, met diens en met uitnodiging. Voordat ons by die teks van vandag uitkom, wil ek vir Emily Jonker vra om vorentoe te kom. Nou voor julle dink ek het nie respek nie, ek mag nie vir haar tannie sê nie, so ek is heeltemal belet. So, maar ons wil vir Emily dankie sê dat sy vorentoe kom en net vir ons die 6de kers sal blus asseblief.
Baie dankie, Emily. Die teks waaroor ons nadink wanneer ons dink oor watter soort koning Jesus is die volgende ek is uitspraak van Jesus, waar hy sê, ek is die wingerdstok, julle die lote wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Wat wil die Here hê dat hoe ons lewens moet lyk? Dit moet vol vrug wees. Dis 'n manier van lewe wat iets van sy karakter weerspieël. Vriende, kan ons sien wat hier gebeur in hierdie teks? Ons koning wil hê dat ons moet vrug dra, maar dan gee hy wat hy vra. En dis vrug. Al wat hy vra is, bly in my. Hy vra nie van ons om vrug te dra nie. Hy vra nie van ons om vrug te dra nie. Hy nooi ons uit, kom bly in my. Kom ons dink 'n paar oomblikke hieroor na. Amen. Ons koning is iemand wat net gee en gee en gee. Daarom, genade vir elkeen van julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus ons Verlosser. En dan word daai genade en vrede ook nog aan ons bedien deur die teenwoordigheid en die werking van God se Gees in ons midde, maar ook in jou en my lewe. Kom ons staan en ons aanbid die Here saam met die musiekbediening. Sou die vrye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Sou die olyfbos misluk, en die lande geen oes lewer nie. Sou daar geen klein vee in die kampe meer wees, nie en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here hemel, sal ek juig en God my redder. Die Here my God, die vir my krag, hy maak my voete soos die vaderribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God, die vir my krag, hy maak my voete soos die vaderribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Al sou die vrye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Sou die olyfbos misluk, en die lande geen oes lewer nie. Maar sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here hemel, sal ek juig en God my redder. Die Here my God, die vir my krag, hy maak my voete soos die vaderribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God, die vir my krag, hy maak my voete soos die vaderribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God, die vir my krag, hy maak my voete soos die vaderribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die Here my God, die vir my krag, hy maak my voete soos die vaderribbel, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Nou mens kom nooit agter tot die gitaar nie hier is nie, hoe moeilik dit is om op die klavier die ritme
te hou, maar julle was nou verskriklik oulik. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemy, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name. I've been born again into your family. Oh, your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am your child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You split the sea so I can walk right through it. You drown my fears in perfect love. You rescued me, and I will stand and sing. Oh, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single line that tells me I will never measure up. Every single line that tells me I will never ever reload. Remind me once again just who I am, because I need to know.
net luister na hierdie gebed wat sê, God, today I pray for healing and comfort for everyone that is dealing with uncontrollable heartache. I pray that they will find the refuge in you, find all their love in your love in the midst of all their pain. May you continue to give them the strength to keep on going, to push through all the dark moments of every day, and know that at the end of the day, you will be the bright light that shines in the dark. You are with them every step of the way, even though they don't even realize. Amen. Amen. Baie dankie, Lynn. Die teks vir oggend is Matteus 7, soos julle daar kan sien, vers 24 tot 29. Baie bekende gedeelte. Dis die slot van Jesus se preek op die berg. En dit fokus baie op hoe ons prakties moet lewe in die kernverhoudinge waarin ons staan. So Jesus leer hulle nou al hierdie dinge, en dan sluit hy dit af vanaf vers 24, en ons ken dit nou al van kinderdae af, en ons nou kinderliedjies ook hieroor geskryf. Elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, julle het dit nou gehoor, en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op rots gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daarin geruk, en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. En elkeen wat hierdie woorde van my hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. Toe Jesus klaar gepraat het, was die skare verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag, en nie soos hulle skrifgeleerdes nie. Nou, ek wil graag vandag 'n stukkie lewensgereedskap met julle deel. Dis nie ek wat dit uitgedink het nie, dit kom uit 'n boek van Stephen Covey, 7 Habits of Highly Successful People. 7 Habits of Highly Successful People. Een van die leierskapsboeke wat seker nog die meeste verkoop het in die geskiedenis, wêreldwyd. En een van die hoofstukke het hy uitgehaal en 'n bietjie uitgebrei en die hele boek daaroor geskryf, en die titel is First Things First. Maar hierdie manier om na die wêreld te kyk en te reageer op wat in hierdie wêreld gebeur, kan jy vir laerskoolkinders leer. En is ongelooflik belangrik. En dit help ons deur die lewe. So Stephen Covey praat van hierdie 2 sirkels, the circle of concern, en dan binne in dit the circle of influence. Nou die circle of concern is die goed wat my raak, wat my lewe raak, wat my lewe beïnvloed, maar dis goed waaroor ek nie direkte beheer het nie. So ek gaan nou so 'n paar voorbeelde noem, soos die weer, en die begrotingstoespraak van die minister die afgelope week, en die pandemie, dat daar 'n pandemie is, die geweld in die land, die kragkrisis, ander mense se optrede, en ook hoe my kinders gaan uitdraai. Ons mos hulle keuse. Die tweede sirkel binnekant is the circle of influence. So dit is die goed waaroor ek wel beheer het, vriende, en die kern verstaan daarvan is eintlik het ek net beheer oor myself en my keuses, my denke en my optrede. So om die twee nou van mekaar te onderskei, net so, ek het nie beheer oor die weer nie, maar ek het wel beheer oor hoeveel water ek gebruik. Dit is my keuse. Ek het nie beheer oor die begrotingstoespraak nie, maar ek het beheer oor my eie begroting, die opstel van my eie begroting
Partykeer voel dit vir my, jy weet, ou se begroting is buite beheer. Maar okay, jy het beheer daaroor. Ek het nie invloed op die pandemie nie, maar op my eie gesondheid het ek invloed. Ek het beheer oor my eie gesondheid, ek kan kies wat ek eet byvoorbeeld. Oor die kragkrisis het ek nie beheer nie, maar ek kan beheer uitoefen oor hoeveel krag ek gebruik. En ek kan innoverend wees oor hoe om my eie krag op te wek. Ek het nie beheer oor die geweld nie, maar ek kan stappe neem om, sover dit binne my beheer is, veilig te wees. Ek het nie beheer oor ander mense se optrede nie, maar ek het beheer oor my keuses en hoe ek teenoor hulle gaan optree. Ek het nie beheer oor hoe my kinders op die ou ende gaan uitdraai nie. Ek het invloed, maar ek het nie beheer oor hulle nie. Ek het wel beheer oor my optrede teenoor my kinders. Ek hoop dit is nou duidelik. Maar die verskil is tussen the circle of concern and the circle of influence. Circle of concern is dit waaroor ek nie beheer het nie. Circle of influence is dit waaroor ek direkte beheer het. Nou hier is 'n vital ding om te verstaan, vriende. Wanneer ek probeer beheer oorneem oor dit wat ek nie beheer het nie, dan kom daar baie keer gedragsvorme wat nadelig is vir die samelewing of dan ook in verhoudinge. Want ek probeer beheer neem deur manipulasie, geweld, straf, druk. Ek oefen druk uit. Ek doen hierdie goed om mense, om soveel beheer oor hulle te hê, dat hulle op die ou ende doen wat ek wil hê, dat hulle moet doen. So toets so 'n bietjie hierdie lewensreël, hierdie lewensgereedskap, in jou eie gesinslewe, in jou eie lewe, by jou werk, in jou verhoudinge, met jou kinders. En probeer om te onderskei oor hierdie spesifieke saak wat nou voor jou is. Waaroor het ek beheer en waaroor het ek nie beheer nie. Die probleem is dat ons baie keer baie energie en aandag gee aan die circle of concern waaroor ek nie beheer het nie. Maar ek gaan nou daaroor 'n bietjie verder praat. Maar dan sê Covey, binne hierdie kring van invloed wat ek het, binne al die goed waaroor ek beheer het, kan ek kies waarop ek wil fokus. So wanneer ek oor al hierdie goed wat ek beheer het, kies waarop ek fokus, dan beteken dit dat my invloed groter word, meer effektief word en beter word op mense, op situasies en op omstandighede wat my ook al tref. En vriende, dis nou hier waar ons weer verstom raak oor die briljantheid van Jesus. En waar ons ontdek hoe belangrik dit is om vir Jesus as die lewende opgestane Here, as 'n leermeester oor die lewe, my lewe en die lewe te hê. Covey kan maar gaan slaap. Want hierdie beginsels wat ons hier sien ons dwars deur die Bybel. Covey het dit nou maar net ontdek, so 'n paar jaar gelede, en in 'n boek geskryf. Kom ons kyk na dit wat Jesus hier vertel, die gelykenis wat hy hier vertel. Hierdie man wat 'n huis bou, vriende, waaroor het hy beheer? Hy het nie beheer oor die weer nie. Die storms het gekom en gegaan soos wat dit wil. Hy het geen beheer oor die weer nie. Die weer, die storms, of dit daar gaan wees of nie, lê in die circle of concern. Geen beheer nie. Maar waaroor sê Jesus het hy wel beheer? Oor die soort huis wat hy bou en hoe hy bou. En dan kom Jesus en hy sê, maar binne dit is die belangrikste ding waarop jy moet fokus,
is op die keuse van die fondament. Maak nie saak hoe smart jou huis is nie. As dit op verkeerde fondament gebou word, dan sal dit wanneer die storms kom ineenstort, sê Jesus. So hy sê, waarop moet jy fokus? Jy fokus om te kies dat jou lewenshuis op die rots gebou word. En wanneer jy dit reg gekies het, dan bepaal dit die kwaliteit van die struktuur van jou huis. Jy het nie beheer oor die weer nie. Jy het beheer waarop jy kan fokus en hoe jy op daardie rots bou. Vriende, ons hoef nou nie vreeslik wyd belese te wees om te weet dat die storms waarvan hier praat, dat ons in ons land sulke tipe van storms ervaar nie. Ons is eintlik, wat die slim mense van praat, in 'n perfekte storm. Dis wanneer 3 weerverskynsels, as ek dink dis die definisie, 3 weerverskynsels gelyktydig plaasvind. By ons is daar meer. Ons is hier in 'n droogtekrisis, in ander dele van die land is hulle in 'n oorstromingskrisis. Ons is in 'n droogtekrisis, ons is in 'n ekonomiese krisis, ons is in 'n kragkrisis. Ons is in 'n misdaadkrisis, ons is in 'n morele vervalkrisis, ons is in 'n swak regeringskrisis. Dis 'n perfekte storm. Die gevaar nou is, dat alhoewel hierdie goed moet aandag kry, dringend moet aandag kry, ons as gewone mense verskriklik baie aandag gee aan hierdie goed. Baie sterk daarop fokus, op die circle of concern. Dat dit ons energie tap, ons tyd vat, die inhoud van ons gesprekke oorheers. Dit kan baie maklik gebeur dat dit ons emosionele energie tap, wanneer ons heeltyd op hierdie goed fokus, waaroor ons geen beheer het nie. Dit maak ons moeg, dit maak ons kwaad, dit maak ons magteloos voel, ons kla die hele tyd, ons raak pessimisties, swartgallig, ons raak neerslagtig, ons voel daar is niks wat ons daaromtrent kan doen nie, ons voel so slagoffers van hierdie circle of concern, die goed waaroor ons nie beheer het nie, dit voel asof ons uitgelewer is aan hierdie perfekte storm. Nee, sê Jesus. Daar is geen sprake in hierdie teks dat gelowige mense, volgelinge van Jesus, ooit slagoffers is van storms nie. Ons is nie victims nie, soos ons in Engels sê nie. Ons word opgeroep, vriende, om te fokus op die bou van ons fondament. Die fondament van ons lewe, die fondament van ons huwelik en van ons gesinne en van die plekke waarby ons betrokke is. Ons moet fokus op die fondament. Dis wat ons kan doen, dis wat ons behoort te doen en dit is wat ons moet doen. En nou sê Jesus, wat is hierdie fondament? En ons verstaan dit baie keer nie lekker nie. Jesus sê, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Die lê van die fondament is die luister na die woord. In 'n preek, wanneer ek die Bybel lees, wanneer ek 'n liedere sing of daarna luister, of wanneer ek boodskapies op my selfoon kry, of waar ek ook al die Bybel lees, maar dan lê ek nog nie die fondament nie. Die fondament moet gelê word deur die hoor en die doen van die woord. En vriende, ons weet mos nou dat ons dit nie altyd eerste keer reg kry nie. So, deur die doen van die woord beteken om te luister met die oog op die inoefening en inwerk daarvan
in my lewe, om stelselmatig dit wat die Here op my hart lê om te doen, deel te maak van my hele lewe. Just do it. Ek word opgeroep om te fokus op die lê van die fondament. Die hoor, die luister na die woord en die doen daarvan. Partykeer sê The Message dit net so verskriklik duidelik. Hy sê, these words I speak to you are not incidental additions to your life. Dis nie lukraak nie. Dis nie maar net toevallig goedjies wat jy kan byvoeg by jou lewe nie. Hier en daar iets buitekant anders verf of iets opsit teen die muur of die plaveisel regkry. These words I speak to you are not incidental additions to your life, homeowner improvements to your standard of living. Om dit net my lewenswyse net so 'n bietjie te tweak, net so 'n bietjie paar veranderingkies aan te bring, soos wat 'n mens doen wanneer jy huis so 'n bietjie verbeter deur 'n muur uit te slaan, 'n ander deur in te sit, in 'n ander soort venster in te sit. Dis nie dit nie. Jesus sê, they are foundational words. Words to build a life on. Die doel van die woord van die Here, die uitnodigings van Jesus, is die luister daarna en die doen daarvan. It's not homeowner improvements. Wat Jesus hier sê, vriende, nuwe fondament, die rots, nuwe fondament, nuwe huis. Nuwe huis. Ons begin oor. Ons bou ons huis op die fondament van die woord. Die woorde van Jesus, vriende, is nie gemaak om 'n lysie van te maak nie. Mens kry ons nou van hierdie Bybels waar Jesus se woorde alles in rooi aangedui is. Dit is nogal lekker, ek hou van dit. Alles wat Jesus self sê word in rooi gemerk. Dat ek daai goed uithaal en dat ek nou 'n lyste maak daarvan in blokkies daar langs sit, sodat ek dit darm kan tik en afmerk om te sê ja, jy weet dit het ek kry dit darm reg en ek kry dit darm reg. En daarom, ek vorder daarom so 'n bietjie, ek voel bietjie beter oor myself, ek vergelyk beter met ander ouens wat dit of dat doen. Nee, dis nie die bedoeling nie. As ek so mag sê, vriende, Jesus is keelvol daarvoor, keelvol. Want dis wat die Fariseërs gedoen het. Hierdie Fariseërs, onthou, was bekend as die kenners en die doeners van die woord. Maar hoe het hulle die woord gebruik? Baie krake aan die buitekant van die huis, so kom ons, jy so liggies, ons gaan nie eens oopmaak nie, ons net so 'n bietjie polyfilla, en dan verf ons dit net met 'n goeie, jy weet, 'n dik laag, dat dit goed lyk. So hulle die woord op so 'n manier gebruik, dat dit net goed lyk, dat hulle hele lewe goed lyk. Maar as jy instap, inkyk, is dit vol krake. Dit kan nie anders nie, want die fondament is op sand. Jesus sê dit op 'n ander plek in Matteus 23 sê hy praat van die Fariseërs, wit geverfde grafte, wat van buite mooi lyk, maar daar binne vol doodsbene en allerhande onsuiverheid is. Soos julle ook, van buite lyk julle vir mense vroom, maar van binne is julle vol huigelary. Dis daai goed wat uitkom. En minagting van die wet. So, hulle probleem, sê Jesus, is aan die binnekant. Die probleem is aan die binnekant. Dit het te maak met hulle karakter. Dit mos nou wie jy is as jy alleen is. Dis karakter. Wanneer niemand sien in ons gedagtes in ons lewe in nie. So van buite af lyk hulle goed, maar die probleem, sê Jesus, lê binnekant hulle. Binnekant. Want hulle het nooit toegelaat dat die woord in hulle harte ingaan, diep
diep tot in hulle binneste, diepste wese en daar transformasie bring nie. En karakter lei tot 'n sekere manier van leef, ooreenkomstig, stelselmatig, soos wat ek hom toelaat, om die karaktereienskappe van Jesus te openbaar, in die praktyk van elke dag, in moeilike omstandighede, wanneer die storms kom. Hulle die woord uit hulle koppe uitgeken, maar die binnekant het niks, maar niks verander nie. Geen wonder hulle het gevou nie, nee. Toe Jesus opdaag, die Seun van God, die een wat hulle verkondig, die een wat hulle verwag, die Messias wat sou kom. En Jesus so 'n bietjie anders is en dink en praat as wat hulle verwag het. Toe sweer hulle saam met die Romeine, vyand nommer 1, om Jesus dood te maak. Die probleem lê binne. Ou vertaling Markus 7 sê, Jesus self, wat van binne, uit die hart van die mense kom. Nou beskryf hy die Suid-Afrikaanse samelewing. Die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, rampokkery, kan ons sommer daarby sit, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede, sê Jesus, kom van binne uit en maak die mens onrein. Die boodskap sê dit 'n bietjie langer, want dit is van binne af, uit wat 'n mens begeer, dat vuil gedagtes groei, soos om ander se goed te vat, of jou seksueel sleg te gedra. Laat ek 'n lysie maak. Ek praat van dinge soos moord, om ontrou te wees in die huwelik, om meer te begeer as wat jy het, om mense kwaad te wil aandoen en allerlei skelmstreke te beplan, om nie om te gee wat jy doen nie, of dit nou reg of verkeerd is. Om jaloers te wees op ander mense, om lelik met en van ander te praat, om te veel van jouself te dink en nie jou plek te ken nie, en om sommer net ligsinnig te wees. Al hierdie dinge kom uit die binnekant van die mens. Dit is die dinge waarvan God nie hou nie, en dit maak mense voor hom onrein en onaanvaarbaar. Hy praat hier van mense wat voorgee, soos die Fariseërs, dat dit goed is, wel is, lyk baie mooi van buite af. Maar in die harde werklikheid van elke dag tree hulle anders op. Tree ons anders op. En dit is nie niemand se skuld nie. Ons is nie slagoffers van ander mense en omstandighede nie. Dit kom van binne af. Kom van binne af. Dit gebeur wanneer ons nie toelaat dat die woord, die hoor, die luister en die doen van die woord ons van binne af transformeer nie. Hierdie koneksie vind ek in, ek wil tog net eers hierdie lees wat Dallas Willard geskryf het. Jesus het gekom om 'n revolusie te veroorsaak. Die transformasie van 'n hele wêreld, van 'n hele samelewing. The revolution of Jesus in the first place and continuously a revolution of the human heart or spirit. Die binnekant. It did not and does not proceed by means of the formation of social institutions and laws. Beter wette, beter instellings gaan dit nie verander nie. The outer forms of our existence, the circle of concern, intending that these would then impose a good order of life upon people who come under their power. Rather, his is a revolution of character. Dis Jesus in. Which proceeds by changing people from the inside through ongoing personal relationship to God in Jesus Christ and to one another. It is one that changes, kom ek sê sommer our ideas, beliefs, feelings and habits of choice, ons keuses, as well as their bodily tendencies of social relations. Met ander woorde, hoe ons spontaan optree teenoor mekaar. It penetrates
to the deepest layers of their soul. Dis wat hy in gedagte het, dis wat hy kom doen het. En hy doen dit deur die woord, die hoor en die doen van die woord. Wanneer Jesus intiem bid tot sy Vader, dan bid hy vir hierdie klompie gelowiges, wat hom volg. Dan sê hy, heilig hulle deur die waarheid, u woorde is die waarheid. Die luister en die doen van die woord, heilig ons van binne af. Heilig beteken volkome toegewy aan God. Iemand sê dit beteken 'n onverdeelde hart. 'n Hart wat nie aan die wêreld behoort of aan myself behoort en aan God nie, maar net aan hom. Dis karakter. 'n Suiwer karakter is 'n hart, 'n diepste lewensbestaan wat alleen aan God toegewy is. En dis 'n journey, vriende, laat ons dit maar net sê. Dis 'n journey. Ons sal nêrens daarop fokus, vorder, as dit nie ons fokus word nie. So te midde van hierdie perfekte storm, vriende, word ons nou uitgenooi om te fokus. Nommer 1, altyd, op die uitnodiging van Jesus wat sê kom. En dan word hy my leermeester. En dan beteken dit ek moet fokus op sy woorde, die luister en die inoefen daarvan in my lewe, die inwerk daarvan in my lewe. So lê ek 'n deeglike fondament. 'n deeglike fondament vir my lewe, vir my huwelik, vir my verhouding met my kinders, vir ons gesin, vir die gemeente, vir my kollega kring, vir my werk, vir my munisipaliteit, vir my land. Want die oomblik wanneer dit gebeur, word ek al hoe meer 'n persoon van karakter, suiwer karakter. En begin ek invloed te hê daar waar hy my plaas, in situasies, in verhoudinge, in gesprekke. En wie weet waar kan hy my dan gebruik, om dan ook die goed waaroor ek nie beheer het nie, om daar my invloed groter te maak. So wat die Here vir ons vra, die uitnodiging van hierdie teks is, fokus. Fokus, vriende, fokus. Kom ons herfokus ons lewe op die hoor, die luister na en die doen van sy woord. Amen. Kom ons gee 'n paar oomblikke van stil gebed. Here Jesus, dit is so, dat ons oorweldig voel deur die perfekte storm. Dat ons kwaad raak oor onreg. Dat ons moedeloos raak vir die situasie waarin ons land is, die manier hoe ons dit raak. En ek glo dis met reg dat ons hierdie spontane reaksie het, maar Vader, help ons om iets daaromtrent te doen wat binne my en ons beheer is. Om die uitnodiging te aanvaar om weer die Bybel op te neem. Te fokus op die lees, die oordenking van u woord, die dieper ingaan in u woord. Onder leiding van die Gees, sodat ons dit klein trekkie vir klein trekkie kan inoefen in ons alledaagse lewe en ons invloed sweer vir u en vir u koninkryk
groter kan raak, dieper kan insny, en ook groter en groter op hierdie samelewing en op verhoudinge en mense kan hê. Hier het ons die hulp nodig. Ons het tyd vir baie dinge, Here. Ons is skaam as ons baie keer dink hoe min tyd ons in die woord spandeer. Ons kies as 'n gemeente weer vanoggend dat U ons leermeester is oor die lewe, elke aspek daarvan. En ons kies om die woord op te neem, klein stukkie vir klein stukkie dit te lees. Maar help ons om dit te verstaan en dit in te werk in ons lewe. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan en ons sluit af met ons slotlied. Vriende, kom ons staan na mekaar toe, ons hak by mekaar in, ons sit 'n hand op die skouer van iemand, dat ons saam die seën van die Here kan ontvang en dat ons dit ook op mekaar kan afsing. Vriende, die rede waarom die Here vir ons uitnooi om te fokus op sy woord en die doen van sy woord is omdat hy ons wil seën. Sodat ons die beste ek en jy kan wees wat ons kan wees, aan ons doel kan beantwoord op aarde en ons invloed vir hom kan laat uitbrei na alle mense toe. So ontvang nou die seën van die Here en gaan leef daaruit. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid en die werking van God se Gees sal met elkeen van julle wees en bly oral waar ons gaan.